My broer en suster, liewe kinders, ons lees vanmôre saam 'n kort gedeeltjie uit Psalm 66. Ons gaan vanmôre saam praat oor die temaatjie die hartklop van my verhouding. Ons gaan ook na 'n paar ander tekste verwys, maar as 'n vertrekteks gaan ons gebruik Psalm 66. Ons gaan lees vers 18 en vers 20 tot vers 20. Psalm 66, temaatjie die hartklop van my verhouding. Kom ons bid saam voordat ons saam lees. Ons Here en Hemelse Vader, voor U kom kniel ons vanmôre met soveel dankbaarheid. Here, dankbaar omdat U ons gekies het om U kinders te kan wees. Dankbaar dat ons aan U mag behoort, Here. Dankbaar omdat ons weet U het ons eerste lief gehad, selfs toe die sonde nog tussen U en ons gestaan het, het U ons al reeds so lief gehad dat U die duurste prys betaal het dat ons met U versoen kan word. Ons is vanmôre dankbaar, Here, omdat U ons in ons daaglikse lewe versorg. As ons net so dink aan ons eie lewens, daar by ons huise, by ons werke, dankie Here vir alles wat ons het, alles wat ons is. As ons as gemeente vanmôre stil word, Here, dan is ons dankbaar oor 'n wonderlike bazaar. Dankbaar, Here, vir die dag wat U vir ons gegee het. Here, U het ons bederf. En ons verdien dit nie. Selfs nie ons hande arbeid wat ons voor die tyd verrig het, kon gemaak het, Here, dat U dit moes gedoen het nie. Alles, maar alles is genade. En Vader, as dankbare kinders is ons vanmôre stil voor U, stil in verwondering, maar terselfdertyd ook stil omdat ons wil kom luister na U stem. Here, wil U vanmôre dit kom stil maak in ons gedagtes, en wil U gee dat ons sal hoor dit wat U wil hê, ons moet hoor. Spreek, Here, ons is U kinders en ons het kom luister. In die naam van Jesus Christus. Amen. Psalm 66 vanaf vers 18. As daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Maar God het geluister, hy het my gebed verhoor. Die lof kom God toe wat my gebed nie afgewys het, en sy trou nie van my weerhou het nie. Ons lees dan vanmôre net tot sover. My broer en suster en liewe kinders, dit is nou maar eenmal so dat ons as mens is geskep as mense wat in verhoudings met mekaar staan. Ja, ons is verhoudingswese. As ons gaan kyk na heel in die begin, toe God die mens reeds geskep het, sien ons dat God het die mens geskep om in verhouding met mekaar te kan lewe. Ons lees net nadat die Here vir Adam geskep het, dan kyk die Here na Adam en dan sien die Here, maar Adam is eensaam, want hy het die werk gekry om die name van die diere te gee, en dan sê hy alleen, want hy is uniek, hy is anders as die diere. En dan kom die Here, dan sê die Here in vers 18, in Genesis 2, verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. En dan ken ons die verhaal dat die Here kom en hy vat 'n ribbebeen uit Adam en hy maak vir hom 'n vrou. En dan as hy klaar Eva geskaap het, dan lees ons, dan sê Adam self, hy sê, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek, en daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. Uit hierdie verhaal, my broer en suster, die skepingsverhaal, Genesis 1 en Genesis 2, is dit so duidelik dat die Here ons geskep het as verhoudingswesens, dat ons mense is wat in 'n verhouding met mekaar staan, en in 'n verhouding met mekaar dan ook lewe. Maar my broer en suster, dit is tog baie belangrik ook, dat ons weet dat die belangrikste vereiste van mense om in 'n verhouding met mekaar te kan leef, is dat ons met mekaar kan kommunikeer, dat ons met mekaar kan praat. En daarom wil ek vanmôre die stelling maak deur te sê dat ek dink kommunikasie is die hartklop van alle verhoudings. Maak nie saak wat se verhouding dit ook al is nie, of dit 'n huweliksverhouding of 'n gesinsverhouding of 'n werksverhouding is nie, maar dat kommunikasie, die vermoë om met mekaar te kan praat, my broer en suster, is die hartklop van verhoudings. Wanneer ons met mekaar kan praat, my broer en suster, versterk ons verhoudings. Ons groei in ons verhoudings. Want die Here het ons juist so gemaak dat ons met mekaar kan praat, sodat ons in ons verhoudings kan sterker en sterker. Broer en suster, is baie interessant. As 'n mens gaan kyk na die gevalle wat in jou studeerkamer opeindig waar daar huweliksspanning is, dan wil ek so ver gaan om te sê dat 99% van alle huweliksprobleme, my broer en suster, begin by kommunikasieprobleme.
Begin daar waar man en vrou nie regtig met mekaar kan praat nie. En daarom dat hulle verhouding eintlik besig is om uit mekaar uit te beweeg. Want hulle kan nie met mekaar kommunikeer nie, hulle kan nie konflik hanteer nie, hulle kan nie probleme oplos nie, want hulle kan nie met mekaar praat nie. Terwyl die Here ons eintlik juist so gemaak het, dat ons met mekaar kan praat. Maar my broer en suster, kom ons sê ook vanmôre vir mekaar, dat as dit waar is van ons daaglikse lewe, dat kommunikasie so belangrik is, maak nie saak of dit nou verhoudings of werks of huweliksverhoudings is nie, my broer en suster, net so belangrik is kommunikasie met God. En daarom dink ek, kan ek ook hierdie stelling deurtrek na ons verhouding toe met die Here, en kan ek vanmôre sê, my broer en suster, dat kommunikasie met God is die hartklop van my verhouding wat ek met die Here het. Want hoe kan ek sê ek staan in 'n verhouding met die lewende God, maar my broer en suster, daar's nie kommunikasie tussen my en die Here nie. Nee, kommunikasie is die hartklop, ek wil sê daai lewensaard tussen die verhouding tussen my en die Here. Want jy sien my broer en suster, die Here ons God is 'n persoonlike God. Ja, gaan kyk maar in die Bybel my broer en suster, dat ons Here God is 'n God wat heeltyd hierdie toenadering soek na mense. Ja, hy wil persoonlik in mense se lewens betrokke wees. Ons sien dit al vroeg reeds in Genesis. Nadat die mens die sonde doen, hy en Adam en Eva dan uit die paradys uit verban word, sien ons maar wat doen die Here? Die sonde maak nie dat die Here nie die mens kom opsoek nie. Nee, inteendeel, hy gaan soek die mens op. Want God is 'n verhoudingsgod. En hy wil met die mens in hierdie intieme verhouding lees. Selfde maar as ons dink aan Elia. Elia raak moeg en dan gaan Elia, dan sê Elia, nee wat, ek wil liewers doodgaan. Ek wil met niks en niemand iets te doen en dan gaan lê Elia onder 'n besembos. Dan lees ons Elia gaan sit in 'n grot in die berg. Maar wat doen die Here? Die Here los hom. Die Here kom soek hom. Want die Here is 'n persoonlike God, 'n God wat mense opsoek en in 'n verhouding met die Here wil leef. Natuurlik, my broers en susters, die beste voorbeeld is sekerlik die koms van ons Here Jesus Christus. Want jy sien, die sonde maak dat daar 'n kloof tussen God en mens is. En as gevolg van hierdie kloof is daar 'n kommunikasiegaping tussen God en mens. En die mens sit in 'n gebrokene verhouding met die Here. Maar wat doen die Here? Die Here kom, omdat God 'n persoonlike God is, kom hy en herstel hy hierdie verhouding deur sy seun Jesus Christus aan die kruis. Sien my broer en suster, ons God is 'n persoonlike God. Soos dit ek en jy in 'n verhouding leef in ons daaglikse lewe, kom die Here en die Here sê, maar ek wil ook met jou in so 'n verhouding leef. En deel van daai verhouding, my broer en suster, is dat die Here wil hê ek en jy moet vrye kommunikasie met mekaar hê. Want as ek en jy met die Here kan praat en die Here met ons kan praat, my broer en suster, kan ons verhouding met die Here groei en kan ons nader en nader aan die Here beweeg. Inteendeel is dit nie wat Jesus Christus ook kom doen het vir ons nie. Ons lees dit in Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Die voorhangsel van die tempel het geskeur. Dit staan nie meer tussen my en God en jou en God, dat ons nie met God kan kommunikeer nie. Nee, deur Jesus Christus is die voorhangsel geskeur, en deur Jesus Christus het ek en jy vrye toegang tot die troon van God, dat ons met God kan praat. Natuurlik noem ons dit niks anders as gebed nie. Die broer en suster, dat ek en jy met vrymoedigheid kan bid. Ja, dit is so anders as al die ander godsdienste. Ek en jy, my broer en suster, hoef nie na 'n bepaalde plek toe te gaan nie. Ek en jy hoef nie kersies aan te steek nie. Ek en jy hoef nie offers te bring voordat ons God ons aandag vir ons gaan gee nie. Ek en jy hoef nie allerlei rituele te doen en formules wat ons volgens moet bid nie. My broer en suster, waar jy ook al gaan, waar jy ook al is, het jy die vrymoedigheid om tot die Here te kan nader in gebed. En kan jy met die Here gaan praat en jy kan jou hart voor die Here gaan oopmaak. My broer en suster, kommunikasie. Gebed is die hartklop
van die verhouding wat ek en jy met ons hemelse Vader. Maar nou weet ek ook, my broer en suster, as ek vanmôre praat oor gebed, dan is daar maar verskillende gevoelens wat by ons ontlok word vanmôre. Ja, dan weet ek, daar's mense wat opgewonde is daaroor en sê, wonderlik, gebedslewe is vir my die beste ding in my lewe. Maar dan is daar ander wat sê, nee, kom ons vermy hierdie onderwerp, ek wil nie graag oor gebed praat nie. Mense wat sê, nee, ek is baie skie om oor gebed te praat. Mense wat sê, nee, weet jy, ek is onseker, want ek weet nie regtig hoe moet ek bid nie, en ek het soveel vrae oor gebed, en weet jy wat, ek kan nie hardop bid nie, moet net nie vir my vra, ek moet voor ander opstaan en bid nie. My broer en suster, vanmôre wil ek na jou toe kom en ek wil vir jou vra, vat net vir 'n oomblik al hierdie vrae. Al hierdie vrese wat jy het oor gebed en oor die vrae wat jy het, en skuif dit alles vanmôre net een kant. En kom vanmôre net terug na die basiese van ons geloof toe. Die basiese wat sê God begeer 'n verhouding met jou. En omdat jy in 'n verhouding met God leef, begeer God dat jy met hom sal praat. Dat jy in jou daaglikse lewe met God sal kommunikeer, my broer en suster, soos dit ek en jy met mekaar kommunikeer. Dis God se begeerte in ons verhouding met hom. Afgelope week toe ek my PowerPoint maak, my broer en suster, kom ek af op hierdie prentjie. Ek weet nie hoe duidelik is hy op die skerm nie, maar daar staan onder prayer, a conversation between friends. En dan sit hierdie man wat op die skoot van die Here sit en dan sê hy vir die Here, it's been a hard day. Sien my broer en suster, dis wat gebed is. Gebed is daardie geleentheid wat jy net so op die skoot van die Here getel word. Waar jy vir die Here net kan sê, Here, hierdie was 'n harde dag. Daarom wil ek vanmôre met die 3 dinge kom deel, my broer en suster, oor gebed. En my broer en suster, kom ons vergeet alles wat Benny Mostert en ons vergeet alles wat hierdie geleerde manne oor gebed skryf. Hoor net vanmôre, my broer en suster, die hart van die woord van God oor gebed. In die eerste plek, my broer en suster, gebed is 'n geleentheid dat jy jou hart voor die Here kan gaan oopmaak. Kan ek weer teruggaan na ons verhouding in ons huwelik? My broer en suster, as jy met jou man of jou vrou in 'n goeie verhouding is, dan is dit so belangrik dat jy jou hart sal oopmaak teenoor jou huweliksmaat. Dat jy vir jou huweliksmaat kan sê dit wat hier binne leef. Want my broer en suster, as jy jou hart oopmaak teenoor jou huweliksmaat, dan verstaan jou huweliksmaat jou. En teenoorgestelde is ook waar, dan verstaan jy ook jou huweliksmaat. Wanneer jy daai hart, ek wil sê daai mure afbreek en sê maar dis hoe ek voel hier diep binne in my hart. My broer en suster, is presies wat gebed is. Gebed is om my mure af te breek en op die skoot van die Here te gaan sit. En vir die Here net jou hart oop te maak. Kom ek neem vir terug na die psalms toe. Meeste van die psalms, my broer en suster, is niks anders as net gebede nie. Manne wat skryf en dan praat hulle met die Here. Doodgewone mense soos ek en jy. Mense wat bang is, wat vir die Here reguit kon sê, Here, ek is bang. Mense wat opgewonde is, wat vir die Here kom sê, Here, ek is opgewonde. Mense wat vrees het, mense wat pyn het, wat vir die Here sê, Here, ek het pyn, ek is stikkend. Mense wat vir die Here reguit sê, Here, ek verstaan U nie. Mense wat vir die Here sê, Here, waarom tref hierdie goed my? Here, waarom bly U afsydig? Hoekom kyk U nie meer na my nie? Hoekom sorg U nie vir my nie? Here, ek is dan die kind. Doodgewone mense soos ek en jy wat vir die Here sê, Here, hoekom gaan dit met 'n goddelose so goed terwyl dit met my as U kind so sleg gaan? Kom ek deel met U 2 van hierdie psalms. My broer en suster, daar's 'n hele klomp van hulle. Psalm 13 vers 2 tot 6. Hoor net hierdie psalmdigter. Hy sê, hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here, vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal my vyande nog my oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag, ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand, hy het my oorwin en juig my verdruktes oor my ondergang. Ek hou vas aan die troue liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. My broer en suster, hoor jy dit? Hierdie man kom nie met formules nie. Hierdie man kom nie met geleerde woorde nie. In Psalm 13 kom hierdie psalmdigter en hy maak sy hart oop teenoor die Here. Hy sê, Here, het U my vergeet? Hoe lank, Here, moet ek nog my eie planne maak? Doodgewone woorde, my broer en suster. Nie woorde om die Here te probeer beïndruk met mooi woorde dat dit goed moet klink nie. Die uit sy hart uit praat hy net met die Here.
Psalm 77 vers 2 tot 11. Psalm lig te sê, ek roep na God om hulp. Ek roep na God want hy sal my hoor. In my nood soek ek en hulp by die Here. Ook in die nag bly ek my hande in gebed uitstrek sonder om moeg te word, maar ek vind geen troos nie. Ek dink aan my God en ek sug. Ek dink na en ek is verslae. U laat my wakker lê, ontsteld en sprakeloos. Ek dink aan vroeër dae, jare lank gelede. As ek so in die nag lê en terugdink en pyns, vra ek my af, sal die Here my vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Het daar vir altyd 'n einde gekom aan sy trou? Geld sy beloftes dan glad nie meer nie? Het God vergeet om medelee te hê? Het hy in sy toorn sy ontferming onttrek? En ek sê, my grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen. My broer en suster, was jy al lus om dit vir die Here te sê? Was jy al lus om vir die Here te sê wat presies wanneer die storm weer in jou lewe kom en daai donker wolke in jou lewe kom, om vir die Here te sê dit wat hierdie man vir die Here kom sê. Vir die Here kom sê, Here, ek verstaan. Here, hierdie goed maak nie vir my sin. Maar my broer en suster, dis gebed. Dis om voor die Here jou hart te kom oopmaak. Vir die Here te kom sê, Here, ek kan dit nie meer. Ek verstaan nie. Here, dit leef hier binne in my. Ek is moedeloos. Broer en suster, wat 'n wonderlike voorreg om te kan bid. Om jou hart voor die Here te kan oopmaak. En weet jy my broer en suster, dit is terapeuties. Ja, as ons teruggaan na hierdie psalms toe, in Psalm 13 my broer en suster, en Psalm 77 het hierdie psalmdigters omstandighede nie verander nie. Maar gaan kyk mooi, hoe sluit al hierdie psalms af, die klaagliedere in die psalms. Almal sluit af, hulle kom en hulle kla en hulle murmureer, hulle sê vir die Here, Here, ek verstaan nie, ek weet nie meer hoekom nie. Dan sluit hulle af en sê hulle, Here, maar nogtans vertrou ek. Ten spyte van dit alles, Here, hou ek vas aan U en ek juig oor die uitkoms wat U vir my gaan bring. Broer en suster, as die lewe swaar is en jy gaan praat met iemand. Mense los nooit jou probleme op nie, maar die feit dat jy gepraat het, dat jy vir hulle gesê het, maak dat jy omdraai en dan stap jy ligter daar weg. Ja, die probleme is nog steeds daar, maar jy's ligter. Dis dieselfde met die Here. Jy kan in vertroue jou hart vir die Here oopmaak. En jy kan die saak in die hande van die Here los. En jy kan weet die Here gaan luister. Maar my broer en suster, gebed is nie net om jou hart voor die Here te maak. Gebed is ook om na die Here toe te kom en vir die Here te sê, Here, ek soek leiding. Here, wees U vir my die kompas in my lewe. Ek het keuses wat ek moet maak, Here, ek het besluite wat ek moet neem, maar Here, ek weet nie wat ek kan doen nie. Wil U asseblief vir my help? Wees vir my die leidsman. Daarom wil ek vanmôre sê dat gebed is my kompas. En nou weet ek die kinders weet nie wat se kompas is. Daarom wil ek sê gebed is my GPS en as hulle nie weet wat se GPS nie, gebed is my Google Maps. Nou weet ek nie wat moet ek dit nog noem nie. Maar my broer en suster, liewe kinders, dis wat gebed is om stil te word vir die Here en te sê, Here, waarheen? Watter rigting? Help my, antwoord my, wys vir my. My broer en suster, as ons so 'n bietjie terug gaan na die woord van die Here toe, moet u bietjie na ons geloofshelde gaan kyk. Dan sal u sien dat ons geloofshelde wat ons in die Bybel van lees, hoe dat daardie persone gebid het vir leiding in hulle lewe. Laas kwartaal het ons by ons katekese-skool die verhaal van Gideon gedoen en ek wil vanmôre so 'n bietjie teruggaan na die verhaal van Gideon toe. Die Here kom by Gideon en sê die Here vir Gideon, Gideon, ek wil jou gebruik. Jy moet my volk gaan bevry teen die Midianiete. En dan weet ons ou Gideon het baie verskonings. Ons lees hy sê, maar Gideon het vir die engel gesê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het die Here ons nie uit Egipte bevry nie. Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort, is die armste in die hele Manasse. En van my pa se kinders is ek die minste aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is.
Ja, Gideon praat met die Here en hy sê, Here, help my. Ek weet nie, ek kan nie gaan nie. Ek is nie so belangrik nie. En my broer en suster, dit eindig nie daar nie. Ek en jy ken mos die verhaal verder. Dat Gideon so wonder of dit regtig hy is, dat hy na die Here toe kom en vir die Here sê, maar Here, ek moet nou iets doen, maar gee my tog net 'n teken dat dit ek is wat dit moet gaan doen. Ons lees dit in Rigter 6 vers 37 tot 40. Gideon het vir God gesê, ek sal weet dat u deur my vir Israel wil red, soos u beloof het. As ek 'n stukkie vlieswol op die dorsvloer sit en daar kom dou op die wol terwyl die grond droog bly. En dit het toe gebeur. Toe Gideon die volgende môre opstaan, het hy die stukkie wol uitgedraai en dou daarop gedruk en die hele kom vol water. Toe sê hy vir God, moet asseblief nie vir my kwaad word nie. Ek wil nog 'n keer iets vra. Laat my tog net nog een toets met die vlieswol toe. Net die wol moet droog wees, terwyl daar oral op die grond dou is. Daardie nag het God dit so laat gebeur, net die wol was droog en oral op die grond was daar dou. Sien my broer en suster, Gideon kom vra vir die Here, Here gee vir my leiding. Ek weet nie wat ek kan doen nie, en die Here sê, maar jy kan my vra. My broer en suster, partykeer voel 'n mens mos, joeg, maar ek kan nie vir die Here sulke goed vra nie. Hoe kan ek in my lewe vir die Here ooit sê, Here, gee vir my 'n teken, Here, help my, ek het 'n besluit wat ek moet neem. My broer en suster, in hierdie kerkgebou sal ons vanmôre baie voorbeelde kan hê van mense wat gevra het en die Here het vir hulle antwoorde gegee. Dis die voorreg wat ek en jy het met hierdie persoonlike God. Dat ek en jy tot die Here kan nader en dat ons vir die Here kan vra. En die Here is bereid om vir ons leiding te gee. My broer en suster, dan in die derde plek. Gebed is die voorreg wat ek en jy het. Om nie net te kan vra vir leiding nie, maar ook ons hartsbegeertes voor die Here bekend te kan maak. Ja, daardie dinge wat in jou hart leef, daardie hartsbegeertes. Nie ander mense se goed nie, maar daai begeertes wat jy in jou lewe het, kan jy voor die Here kom bekend maak. Ek wil weer vir julle 'n voorbeeld of twee noem. Kom ons vat Abraham. Nadat die Here gekom en vir Abraham gesê het, Abraham, ek gaan Sodom en Gomorra vernietig. Wat doen Abraham? Hy gaan praat met die Here. Dan sê hy vir die Here, Here, gee hulle net 'n kans. As daar net so 50 van hulle is, dan kom werk hy hom so af en sê, Here, as daar net 10 is. Maar dis Abraham se hartsbegeerte, Here, spaar hierdie mense tog net. Jesus Christus is vir my die ander voorbeeld. Matteus 26, as hy voor sy Vader stil word, op daardie oomblik voordat hy oorgelewer gaan word, dat hy dan vra, hy Vader, as dit nie wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Jesus weet wat is God se plan. Maar Jesus kom en so hierdie verhouding wat hy met sy Pa het, dan sê hy, laat hierdie beker by my verbygaan. My broer en suster, net so kan ek en jy ook tot God nader in gebed. En ons kan hom vra, ons kan ons begeertes voor die Here kom uitspreek. Maar belangrik, steeds Here soos U wil. Jesus stel ook vir ons daar in die voorbeeld om te sê, dit is wat hy kom vra uit sy hart uit, Vader, laat dit verbygaan, maar Vader, U weet die beste, as dit U wil is. My broer en suster, ek wil vir u nog 'n verhaal lees, of 'n gedeelte uit die Bybel uitlees, waar ons regtig ietsie oor God se gesindheid teenoor my en jou gebede baie duidelik hoor. Dit kom uit Lukas 11 vers 5 tot 13. Nou in die eerste 4 verse van hierdie gedeelte kom Jesus, dan leer hy sy disippels die Onse Vader. Maar hoor nou mooi wat leer Jesus ons daarna, nadat hy die Onse Vader vir sy disippels geleer het. Daar staan: Daarna het Jesus vir sy volgelinge 'n verhaal vertel. Stel julle die volgende toneel voor. 'n Vriend kom onverwags in die middel van die nag by 'n man se huis aan. Hy staan toe dadelik op en nooi hom in. Hy wou vir sy vriend iets te ete gee, maar ontdek toe daar is nie 'n krieseltjie kos in sy huis nie. Hy stap toe gou oor na 'n ander goeie vriend van hom en klop hom wakker. Ag, ek is verskriklik jammer om jou so laat in die nag lastig te val, maar 'n goeie vriend van my het uit die bloute daar by my aangekom en my huis is dolleeg. Ek het nie 'n stukkie kos om hom aan te bied nie. Kan jy my nie met 3 broodjies uithelp nie? Wel, wat dink julle was die reaksie van hierdie ander vriend toe hy in die middel van die nag wakker geklop is? Dink julle hy het daar uit sy bed geskree, gee pad, die deur is gesluit, my vrou en kinders slaap lankal. Ek gaan definitief nie nou opstaan
en vir jou brood gee nie? Nee, natuurlik nie. Goeie vriend help mekaar. Ek sê vir julle, hierdie man sal dadelik opstaan en vir sy vriend brood gee. Ook al doen hy dit nie omdat hulle vriende is nie, sal hy dit doen omdat hy die man jammer kry wat so laat in die nag kos kom soek. Weet julle? God is net soos hierdie vriend. Daarom sê ek vir julle, vra en God sal vir julle gee. Soek en julle sal kry, klop aan God se hemelse deur en hy sal vir julle kom oopmaak. Want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en elkeen wat klop tref uiteindelik 'n oop hemelse deur aan. Wie van julle wat 'n pa sal vir julle kind 'n slang gee as hy julle 'n stukkie vis vra om te eet? As hy vir 'n eier vra, gee julle hom mos nie iets boos soos 'n skorpioen nie? Nou ja, God maak ook nie so met sy kinders nie. As julle klomp slegte mense net die goeie dinge vir julle eie kinders gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader dit dan nie doen nie? Ek verseker julle, hy sal selfs die Heilige Gees met sy groot krag gee aan almal wat ernstig tot hom bid. Jesus het ons sy vriende kom maak en vriende vra, vriende praat. Die broers en susters sien nie, dit is God se gesindheid teenoor my en jou gebed. God wat na my en jou toe kom en sê, maar dis my verhouding wat ek met jou wil hê. 'n Vriend tot vriend verhouding. Dat jy na my toe kan kom en dat jy op my skoot kan kom sit, dat jy eenvoudig net met my kan praat. Dat jy jou hartsbegeertes voor my kan oopmaak. Maar dat jy terselfdertyd ook die geloof sal hê om te sê, maar Vader, omdat U God is, kan ek U vertrou dat U vir my ook die beste sal gee in hierdie omstandighede. My broers en susters, so sou ek en jy vanmôre kon aangaan en ons sou ure oor gebed praat. Maar vanmôre wil ek net vir jou sê, my broer en suster, praat net met God. Begin opgewonde raak oor die feit dat jy 'n oop deur het om met God te kan gaan praat. My broer en suster, gaan maak jou hart voor die Here oop. Gaan vra verleiding, gaan maak jou hartsbegeertes voor die Here oop. Gaan maak dit bekend dat hy jou kan leer ken, dat hy jou as 'n kind kan versorg en kan lief hê, want God wil dit vir jou doen. Ek sluit af met die woorde. Wat, my broer en susters, is die hartklop van my en jou verhouding met die Here? Die antwoord is eenvoudig. Gebed is die hartklop. Om met God te kan praat, om met God te kan kommunikeer, is die hartklop tussen jou en die Here. Kan ek vanmôre vir jou vra, my broer en suster? Hoe lyk jou hartklop vandag? Is dit 'n lyn wat besig is om te sê hier is 'n stuk doodsheid? Of is daar almal beweging om te sien daar is wel 'n hartklop tussen jou en die Here? Amen. Kom ons bid saam. Here, vanmôre wil ons net vir U kom dankie sê dat Jesus Christus deur die voorhangsel heen ons nou die vrymoedigheid gekry het dat ons na U toe kan kom in gebed. Dankie Here dat ons nie allerlei formules en rituele hoef te volg nie. Maar Here dat ons net tot U kan praat. Somstyds sommer dit kan uitroep hard dat ander dit hoor en ander kere net in ons hart en ons gedagtes met U kan praat. Here, dit is 'n wonderlike voorreg. En ons wil vanmôre vir U kom sê dankie. En Here, ook ons as gemeente kan erken, Here, dat U ook ons gebede verhoor. Ja, Here, partykeer nie soos wat ons vra nie, partykeer staan ons en dan berus ons, Here, by 'n harde nee. Maar Here, dankie ook vir die kere wat U kom antwoord, veel meer as wat ons ooit gevra het. En daarom kan ons maar net vir U sê, Here, dit is so groot voorreg om te mag bid. En gee Here dat ons as gemeente, dat ons 'n biddende gemeente sal wees. 'n Gemeente wat sal weet ons moet met ons Vader praat, want dit is die hartklop van ons verhouding wat ons moet hê. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, hy wat vir ons die toegang tot die Vader geword het. Amen.